Goeiemôre vriende, ons is nou by die reeks van Openbaring, by Openbaring hoofstuk 4 en Openbaring hoofstuk 5, wat ons vanoggend gaan hanteer en saam lees. En kom ons lees dan vanoggend saam met die woord van die Here uit Openbaring hoofstuk 4 en 5 uit. Openbaring hoofstuk 4 begin die skrywer Johannes met hierdie woorde. Hy sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een wat op dit sit. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos 'n steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het op die troon gebrand. Het voor die troon gebrand, en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die vier lewende wesens het elkeen vir homself soos 6 vlerke gehad, en hulle was rondom van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid, en werp hulle krone voor die troon, en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid, en die eer, en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Openbaring hoofstuk 5. En ek het in die regterhand van hom, wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees wat daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag, en die rykdom, en die wysheid, en die sterkte, en die eer, en die heerlikheid, en die lof.
En elke skepsel wat in die hemel en op aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek gehoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in ewigheid. Wat 'n kosbare gedeelte uit die boek Openbaring hoofstuk 4 en Openbaring hoofstuk 5. En daarom praat ons dan vanoggend oor hierdie besonderse tema, die lam van God en die boekrol. Dit is waaroor Openbaring hoofstuk 4 en Openbaring hoofstuk 5 gaan. Ons sien, as ons kyk na die boek Openbaring, het ons gesê laas keer in hoofstukke 2 en 3, het dit gegaan oor die kerkdispensasie wat afspeel, het ons gesien die 7 tydperke van die kerk geskiedenis, hoe dit inpas by Openbaring hoofstuk 2 en Openbaring hoofstuk 3. Dadelik is ons aandag nou hier op Openbaring hoofstuk 4 vers 1, en sien ons 2 dinge, 2 keer kry ons die begrip, wat hy vir ons sê in hierdie gedeelte, na hierdie dinge. So dit is baie duidelik dat na hierdie dinge, vir ons verwys na dit wat na Openbaring hoofstuk 2 en Openbaring hoofstuk 3 gebeur. So hierso in hierdie gedeelte fokus hy op die troon in die hemel. Ja, die troon van God word die fokuspunt vir die res van hierdie boek Openbaring. Jy sien, die boek Openbaring gaan juis daaroor dat God verheerlik moet word, dat God op die troon sit en dat hy die middelpunt is van alles wat bestaan. En as ons die boek Openbaring lees, dan sien ons God regeer vanuit hierdie troonposisie natuurlik, nie? In Openbaring hoofstuk 4 sien ons die woord troon kom 13 keer voor. Dit sê vir ons dat dit 'n baie belangrike tema is in die boek, veral in hierdie hoofstuk, Openbaring hoofstuk 4. En dan in Openbaring hoofstuk 5 sien ons, verskuif die fokus op die boekrol, en gaan dit dan hier gaan ons dan vandag 'n bietjie hier stil staan by hierdie gedagte van Openbaring hoofstuk 4 en 5. Eers kyk ons nou na Openbaring hoofstuk 4 en sien ons dit gaan hier oor die troon. En dan gaan ons later kyk verder na Openbaring hoofstuk 5. Maar ons sien, as ons kyk na Openbaring hoofstuk 4, net so oorsigtelik, dan let ons op dat hy praat van 24 ouderlinge. Hy verwys na 24 ouderlinge wat om die troon sit. Nou, die troon is, het ons gesê, is die posisie waaruit God regeer. Dit is sy volmaakte plek. Hy regeer vanuit sy troon uit, en vanuit die troon uit gee hy bevele aan sy engele om uit te voer op die aarde. En jy sal sien verder in die boek Openbaring, word die engele opdrag gegee om die oordeele uit te spreek oor die aarde, wat dan in die groot verdrukking sal plaasvind. In Psalm 103 is dit interessant, as ons lees in vers 19, praat hy ook van die troon van God, en sê hy, die Here het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. In Jesaja 66 vers 1 sê hy, so sê die Here, die hemel is my troon, en die aarde die voetbank van my voete. So dit is baie duidelik dat die troon hier nie 'n meubelstuk is nie, maar dit is die posisie, die symbool van God se soewereine heerskappy en majesteit. Dis waaruit hy regeer. En dis hoekom die troon net met soveel heerlikheid gepaard gaan in hierdie hoofstukke en ook in die ander skrifgedeeltes. In Openbaring 4 vers 3 lees ons, en hy wat daarop sit, het aan sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. So hierdie jaspis, as ons nou net daarna kyk, en hierdie sardius, symboliseer vir ons die glorie en die glans van God. Die reënboog soos smarag praat van die glans wat vanuit die troon van God uitgaan. Hoofstuk 5 vers 5, hoofstuk 4 vers 5 praat van die Heilige Gees wat voor die troon is, wat op 2 maniere uitgebeeld word.
Hy praat van die 7 vuurvakkels en dan verwys hy hierso ook na die 7 oë van die lam. Nou kom ons staan net 'n bietjie stil by hierdie 7 vuurvakkels. As ons gaan kyk na Pinksterdag, wat het op Pinksterdag gebeur? Sien ons die 4 tonge wat neergedaal het op die wat gelyk het soos 4 tonge op die hoofde van die wat in die bovertrek was. En dit simboliseer die krag van die Heilige Gees wat uitgestort is op die mensdom. En dan die reiniging van die Heilige Gees. Dit praat ook van die reiniging van die Heilige Gees. Dan as ons stil staan by die 7 oë van die lam, sien ons, hy praat van die alsienende oë van God. Sy oë deurloop die hele aarde. Ons sien in vers 6, hy praat van die see van glas, soos kristal, die heilige, wat simboliseer die heiligheid en die reinheid voor die troon van God. En dan kom ons nou by die eerste gedagte, en kyk ons nou na die troon van God in vers 2. Hy sê, en dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. Dis die plek van heerskappy. Die troon staan vas, hy is permanent. Dieselfde troon waarvan ons in die res van die boek lees, word hiervan gepraat in Openbaring hoofstuk 4 vers 2. Wat hoofstuk 4 betref, net so vinnig kortliks, wie sit op daardie troon? Dis God self wat op hom sit, hy regeer vanuit daardie troon. Jesaja 6 vers 1 sê, ek het die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Dis God se posisie, en hy regeer vanuit hierdie troon. Wat sien ons rondom die troon? Vers 3, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. Rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos smarag. En ons het nou gesien dat daardie reënboog is so smarag, en weet ons dat die Bybel ook praat in Genesis hoofstuk 9 vanaf vers 13, praat hy van Noag wat dan die verbond gekry het, wat God met hom gesluit het, en wat God gesê het, ek sal die aarde nooit weer vernietig met water as gevolg van die boosheid van die mens nie. En het God hier 'n verbond gesluit, en sien ons die reënboog is 'n praat van die genade verbond, die getrouheid van God, die barmhartigheid van God oor die mens. Dit simboliseer daardie barmhartigheid en genadigheid, daardie getrouheid van God, as ons kyk na die reënboog. Ook sien ons 24 ander trone, net die feit van 24 trone sê vir ons, daar moes 'n kroning plaasgevind het, want dit is waarskynlik mense wat gekroon is, wat op trone sit, nê? En iemand is, hierso kan ons sien, is verhoog in 'n troonposisie om saam met God te heers. Iemand sit langs die Here Jesus en die Vader op trone, 24 trone. Nou moet ons bietjie saam gaan terugblaai in die woord van die Here, en ons moet 'n bietjie gaan kyk, wat sê hy hier rondom daardie 24 trone. Hoofstuk 3 vers 21 praat van daardie 24 trone. As hy sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit. So hier is ander wat saam met die Vader op ander trone sal sit. En wat die Here Jesus beloof is, hy beloof aan mense en aan sy kerk ook 'n troonposisie in die hemel. Dis waarna hy verwys. Wie is dit wat op die 24 trone sit? Kom ons kyk 'n bietjie na die klere in vers 4. Vers 4 sê vir ons, hoe lyk hulle klere? Hulle is bekleed met wit klere, wat praat van hulle reinheid. Mense wat rein is, skoon gewas is van hulle sonde, nê? Krone op hulle hoofde. Hoofstuk 3 vers 4 sê, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Hoofstuk 3 vers 18 sê, ek raai jou aan om van my te koop wit klere. En dan sê hy ook in hoofstuk 3 vers 11, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. So hier is 'n belofte van 'n kroon, of krone, of 'n bekroning. So dis baie duidelik dat daar 'n bekroning is. So al die beloftes wat Jesus aan sy kerk maak, is vervul in hierdie gedeelte. En sien ons baie duidelik dat hierdie krone verwys na die kroning van die kerk, die kroning van die kinders van die Here wat in die hemel saam met die Vader
en saam met die Here Jesus sal wees. So ons kan 100% seker wees dat hierdie beeld lyk vir ons na die kerk wat weggevat is van die aarde af, wat weggevat is van die aarde af en wat in die hemel bekroon word. En sien ons dit wys vir ons op die beloning van die kinders van die Here, die beloning van die kerk self. En is dit vir my geen onduidelikheid dat daar definitief 'n beloning gaan wees en dat die kerk van die aarde af weggevat gaan word nie, en dat hierdie 24 ouderlinge definitief die kerk van Jesus Christus op aarde simboliseer. Hulle is die kerk wat weggevat is van die aarde af. As ons lees in Openbaring hoofstuk 5, dan sien ons, hy sê, net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied: U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Vers 10 sê, u het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. So hier is vir my baie duidelik dat dit nie engele kan wees nie. Is vir my baie duidelik dat dit nie Israel kan wees wat hier om die troon van God sit nie, maar dat dit net die kerk kan verteenwoordig. Dit verteenwoordig die weggeraapte kerk van Jesus Christus op aarde. Hoe kom die kerk in die hemel? Die Bybel sê vir ons in Johannes hoofstuk 4 vers 2, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Die Here Jesus is aan die woord. En dan sê hy, en as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel en met die geklank van die bassein van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat in die lewe oorbly, dit is die kinders van God, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Dis hoe die kerk in die hemel kom. So waar is die 24 ouderlinge? Hulle is in die hemel, hulle is by die Here. Hoe het hulle daar gekom? Hulle is weggeruk van die aarde af om die groot verdrukking, om hierdie dag van die Here vry te spring, hierdie dag van groot verdrukking. Hoekom is die kerk nie in die groot verdrukking nie? 1 Tessalonisense 5 vers 10 sê vir ons hoekom. Hy sê, want God het ons nie bestem tot die toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Die kerk is nie bestem tot die toren van die groot verdrukking nie. God sal die kerk nie in die toren van die groot verdrukking invat nie. God gaan hulle losmaak, God gaan hulle verlos, hy gaan hulle wegvat van die aarde af, sodat hulle nie in die groot verdrukking sal ingaan nie. Kom ons kyk net 'n bietjie na die getal 24. Dit is vir my 'n wonderlike verklaring wat die Bybel vir ons gee rondom die getal 24. In 1 Kronieke 24 stel Dawid 24 oudstes aan om die hele Levitiese priesterorde te verteenwoordig, wat baie interessant is. In 1 Kronieke 25 stel Dawid ook 24 sangers aan om al die sangers in die tempel te verteenwoordig. So daar is vir my, as ek kyk daarna, geen twyfel dat hierdie 24 ouderlinge die ganse kerk van Christus in die hemel verteenwoordig nie. Christus het sy kerk in hoofstuk 3 van die aarde af weggeneem om haar nie in die groot verdrukking in te vat nie, om haar te spaar van hierdie toren wat sal kom oor die aarde. En in hoofstuk 4 sien ons reeds, hulle is in die hemel, hulle is daar om die troon van die Vader, en daar word hulle gekroon, en daar verteenwoordig hulle die kerk, die 24 ouderlinge. Wat gebeur vanuit hierdie troon? Hoofstuk 4 vers 5 sê vir ons, daar is weerligte wat plaasvind, daar is donderslae, daar is stemme, daar is baie dramatiese gebeure wat plaasvind. Dis God se troon van oordeel. En u sal sien dat hoeveel oordeele sal daar vanuit hierdie troon uit op die goddelose aarde, op die goddelose mense neerreën
in die groot verdrukking. 'n geweldige klimaks wat losbars oor die aarde hier in Openbaring hoofstuk 4, 5, 6, as jy verder lees, sal jy sien wat gebeur daar. Wat gebeur voor die troon, hoofstuk 4 vers 5, 7 fakkels, het ons gesê, is die Heilige Gees in sy heerlikheid en sy majesteit, en dan praat hy ook van die see van glas, soos kristal praat van die reinheid en die heiligheid van God, wat dit uitbeeld, nie? Wat gebeur in en om die troon, vers 6, daar is 4 lewende wesens vol oë voor en van agter, met 6 vlerke. En nou sien ons hierdie beeld stem ooreen met die gerubs van Esegiel hoofstuk 1, en dan ook die serafs van Jesaja, nee, hoofstuk 6. Ons sien in Jesaja hoofstuk 6, vers 7 stem ooreen ook dan met Esegiel hoofstuk 1 vers 10, en is beskrywend van Jesus, soos wat hy uitgebeeld word in die 4 evangelies. As ons 'n bietjie kyk na die 4 evangelies, dan sien ons dat die Here Jesus word vernaam uitgebeeld in die evangelies, vernaam in Matteus as die leeu, wat dan ook die koning is. Jy kan baie duidelik sien as jy die brief, die evangelie van Matteus lees. Hy word ook dan uitgebeeld in Markus as die os of die diensknegt, en dan in Lukas word hy uitgebeeld as die mens of die seun van die mens. In Johannes word die Here Jesus uitgebeeld as die arend of as die seun van God. So hier is 4 beelde, en as ons gaan kyk na hierdie beeld in Esegiel 1 vers 10, dan sien ons dat die Here Jesus hier verteenwoordig word. Daardie beelde is baie duidelik ook in die gesig wat daar gesien word deur Esegiel. Dit alles gebeur op, rondom, voor en vanuit die troon van God. Al hierdie gebeure van daar plaas. Maar kom ons kyk 'n bietjie nou na hoofstuk 5. Wat gebeur hier in hoofstuk 5? Die lam en die boekrol, dis waaroor dit gaan hier in hoofstuk 5. Vers 1 sê, en ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, wat binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël is. As jy oplet, dan sal jy sien dat hierdie boek bestaan uit 7 seels. Ons het gesê dat die syfer 7 is die volmaakte getal van God, en verteenwoordig God se volmaaktheid. Maar sien ons hier 'n gesig wat Johannes sien. Wat sien hy? Hy sien 'n boekrol in die hand van die regterhand van God. En daardie boekrol is verseël met 7 seels. En wat is daarin opgeteken? Daarin opgeteken is die finale oordeel van God oor die aarde. Hoe God die Satan, die antichrist, die vals profeet en dan die wêreldsysteem waarin ons in die laaste dae sal lewe, sal vernietig. En hoe die Here Jesus na die vernietiging van hierdie ryke, sy koninkryk op aarde sal oprig. Die Bybel waarsku ons baie teen die valse wêreldsysteem, die Satan, die antichrist en die valse profeet. Die Satan is die god van hierdie wêreld, sê die Bybel in 1 Korintiërs 4 vers 4. En op hierdie oomblik loop hy rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wat hy kan verslind, hy kyk wat hy tot niet kan maak. En daarom kom die woord van die Here en bemoedig ons om die wapenrusting van God aan te trek, sodat ons staande kan bly teen hierdie magte van die vyand. Maar as ons nou verder gaan lees in hierdie boek Openbaring, dan sien ons die oomblik as die boekrol oopgemaak word en die seels gebreek word, dan breek die groot verdrukking letterlik aan. En hierdie toren van God word op die aarde uitgegiet. Die proses waarin God alle boosheid op hierdie aarde sal vernietig. Dis wat gebeur die oomblik wanneer hierdie seels van hierdie boekrol gebreek word. Die vraag wat gevra moet word is, wie sal hierdie boekrol oopmaak? Nou as ons lees in Openbaring hoofstuk 5 vers 2, dan sien ons, hy sê, en ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? Nou, enigeen kan dit definitief nie doen nie. Geen engel is daartoe in staat om hierdie boekrol sy seels te breek nie. Die ouderlinge kan dit nie doen nie.
Maar daar moet iemand gevind word wat hierdie seels van hierdie boek kan breek. En as ons hierdie boek lees, wat word waargeneem in hierdie boek? Daar is 'n skokkende waarneming in vers 3. Hy sê, en niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Niemand is gevind. Dit is 'n skokkende waarneming. Niemand in die hemel nie, niemand op die aarde nie, niemand in die doodryk is gevind om hierdie waardig gevind om hierdie boek oop te maak en te sien wat is daarin geskrywe nie. Niemand kon gevind word nie. Niemand in die ganse heelal kwalifiseer om hierdie boekrol oop te maak nie, sodat God 'n finale einde aan die boosheid kan bring nie. Niemand is gevind in die hemel of op die aarde nie. Wat gebeur verder? As ons in hoofstuk 5 vers 4 lees, dan sien ons daar is 'n groot teleurstelling wat hier plaasvind. Hy sê in hierdie vers, hy sê, ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Dis logies waarom Johannes bedroef is, want niemand kon gevind word nie, en as niemand gevind is om hierdie boekrol oop te maak nie, sal die Satan voortgaan met sy trawante en sal hy voortgaan met sy verwoestingswerk op die aarde. En dit was vir Johannes net een te veel gewees. Hy was hartseer gewees daaroor. Die gedagte daaraan is dat hy diep bedroef was oor dit wat hy gesien het, dat daar nie iemand gevind is om hierdie boekrol oop te maak nie, sodat die Here nie hierdie goed kan vernietig nie. En dan kom ons by hoofstuk 5 vers 5, en sien ons hierso is 'n groot gerusstelling. As ons lees, dan sê hy, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda as die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Wie is die leeu van Juda? Wie is die wortel van Dawid? Dis die Here Jesus Christus. Hy is waardig bevind om hierdie boek se seels te breek. Hy kan die seels breek en die boek oopmaak, want hy is alleen waardig bevind. Hy is God se volmaakte offer, God se lam wat geslag is, die leeu van Juda, die wortel van Dawid, wat hierdie boek se seels kan breek. Matteus 28 vers 18 sê hy, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hoekom? Want is net Jesus wat kwalifiseer. Hy het die dood en Satan oorwin, Hebreërs 2 vers 14 tot 15. Hy het oorwin al die magte van Satan, Kolossense 2 vers 15. Alles is deur sy kruisdood gedoen. Alles het hy deur sy kruisdood moontlik gemaak. Jesus word voorgestel as die lam van God, die leeu van Juda. En as ons nou mooi gaan kyk, dan sien ons met sy eerste koms was hy die lam gewees, het hy gekom toe Johannes gesê het in hoofstuk 1 vers 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem, maar met sy tweede koms sal hy kom as die leeu van Juda. Dan sien ons in hoofstuk 5 vers 6, is daar 'n antwoord wat vir ons hier gegee word. En hy sê, ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Vers 7 sê, hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Jesus kom hier en hy tree na vore. Hoe lyk hy? Hy het 7 horings. Wat verteenwoordig daar die 7 horings? Ons het gesien dat die syfer 7 verteenwoordig die volmaaktheid, en hier verteenwoordig dit vir ons die krag en die sterkte van die Here Jesus. Daar die 7 horings. As ons lees in Numeri hoofstuk 24 vers 8, dan sien ons wat is die teken van die horings. Hy sê, God wat hom uit Egipte uitgelei het, is vir hom soos die horings van 'n buffel, hy wat sy nasie, sy vyande verteer, en hulle gebeente stukken breek en met sy pyle verbrysel. So ons sien baie duidelik dat die horings van die Here Jesus wat Johannes sien, verteenwoordig sy krag, sy mag, sy sterkte. En dit is 7 horings, dis volmaak.
En dan praat hy ook hier van die 7 geeste, hoofstuk 1 vers 4, praat van die Heilige Gees in sy volheid, verteenwoordig die Heilige Gees en alles wat die Heilige Gees is en wat dit beteken. Vers 6 sê vir ons, hy is asof hy geslag is. Die merke aan sy liggaam sal sigbaar wees. As jy die Here Jesus sien, sal jy weet dit is hy. Daardie merke is in hom. En daarom het ek baie keer gesê, daar is net een ding wat jy in die hemel sal sien wat van die aarde afkom. Want dis die merke wat mense in die hande en voete van Jesus gemaak het. Dis al wat sal sigbaar wees. Dis al wat van die aarde af sal kom, is daardie merke wat in die hande en voete van die Here Jesus is. Dis waaraan hy uitgeken sal word. Daardie merke. Ons sal weet hy is die Seun van God. Wat doen hy? Hy neem daardie boekrol uit die Vader se hand uit. Jesus is op die punt om 'n einde te begin maak aan hierdie boosheid wat op die aarde is. Die tyd wat van die groot verdrukking is besig om aan te breek. Die Here Jesus gaan daardie boekrol nou oopmaak. En sien ons in Matteus 24 vers 20 staan daar geskrywe, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. Dis 'n tyd wat nou sal aanbreek as die Here Jesus daardie boekrol finaal oopmaak en die oordeele van die Vader op die aarde sal uitgestort word. As ons vers 8 lees, dan sien ons daar is 'n vervulling, daar vind 'n vervulling plaas hierso. Hy sê, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met die sieters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Almal val hier voor die troon neer in aanbidding. En sien ons hulle het sieters en verteenwoordig die sieters in die Ou Testament aanbidding en feesviering. Hier aanbid hulle die Here Jesus, hulle vier fees, hulle vier die oorwinning van die Here Jesus, die finale oorwinning wat hy oor die aarde en oor die regering van die antichrist en die valse profeet op die aarde sal hê. Sy finale oorwinning word eintlik hier vir ons gevier deur daardie sieters wat hulle het. Die skale, daardie goue skale vol reukwerk, weet ons praat van die gebede van die heiliges. Hy praat van die gebede van die kinders van die Here. Oor die aarde is daar gebede gebid. Gebede dat die Here Jesus oorwinning sal bring. Gebede dat die Here Jesus sal kom. Dat die Here Jesus finaal die oordeele sal voltrek oor die aarde. En daardie gebede is opgevang en in wierookbakke voor die troon gebring. En dit gaan in vervulling. Daardie gebede word in volle vervulling gebring, die oomblik wanneer daardie boekrol oopgemaak word. Dan sien ons verder in hoofstuk 5 vers 9 tot 12, sien ons, daar word eer aan die lam van God gebring. Hy sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon van die lewende wesens en die ouderlinge en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Vers 12 sê, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof. En hier sien ons, daar word lof aan die Here Jesus gebring. Lof en eer aan die lam gebring. Vers 13 sê vir ons, en elke skepsel wat uit die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof, die eer, die heerlikheid, die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Hierso sien ons alles draai rondom Jesus. Alles gebeur rondom die Here Jesus.
Hy is geslag, hy is die lam van God, die volmaakte een, die volmaakte offer. Hy is waardig, hy is die enigste een wat waardig is. Niemand anderster is waardig om dit te kon doen wat hy gedoen het, om daardie boekrol uit die Vader se hand te vat nie. Want hy is God se offer geslag vir die mens, om te ontvang al die lof, al die aanbidding. En daardie woordjie lof is die Engelse woordjie adoration, om lof toe te bring aan die lam van God. Hy is eerbaar, hy is, soos die Engels sê, die woordjie eer is die woordjie valuable, waardevol. Hy is die een wat die krag toekom, wat die krag het. En daardie woordjie krag is die woordjie might of dominion. Hy is die mag om hierdie boekrol oop te maak voor die troon van die lam. Aan hom kom al die eer en die lof en die aanbidding toe. Nou vriende, dit is die gesig wat Johannes daar gesien het voor die troon van God, van die Here Jesus, wat nou al die lof ontvang, omdat hy die oordeele van die Vader geopenbaar het, toe hy daar die boekrol gaan oopmaak. En dit gaan voltrek word in die groot verdrukking. En die Bybel sê vir ons, waak en bid, dat hierdie dag julle nie sal oorval nie. Waak en bid, dat julle nie sal kom in die groot verdrukking nie. Dat die groot verdrukking julle nie sal oorval soos die barensnood 'n swanger vrou nie. U en ek staan op die vooraand van die groot verdrukking. Ons lewe letterlik in die laaste dae, vriende. Ons weet nie hoeveel jare dit sal wees nie. Die Bybel sê niemand weet nie, dis net die Vader wat weet. Maar die tekens van die tye is daar. Die tekens is daar dat ons lewe in die laaste ryk, wat die beeld van Daniël vir ons simboliseer, daar in hoofstuk 2 vers 40 en verder aan. Die vraag vanoggend is, waar staan u in u eie lewe? Gaan u in die groot verdrukking wees? Of gaan u saam met die kerk voor die troon van God wees, waar u weggeraap gaan word? Dit is die vraag wat u vir u self moet afvra. Mag die Here vir u seën dat u waardig bevind sal word om voor die troon van God te staan, en dat u daardie oordeele van die aarde sal ontvlug. Dat u dit sal vryspring, dat u deel sal wees van die kerk van die Here Jesus, as hy kom om sy bruid te kom haal. Mag die Here vir u seën. Ons gaan vir u die inligting, as u enige inligting nodig het, op die skerm gooi. Ons gaan vir u telefoonnommers gee. As u geestelike hulp nodig het, kan u ons kontak. U is baie welkom. Mag die Here vir u seën.